Goeiemôre vriende, ons is by Dinsdag 16 Junie 2026. Ek hoop julle het 'n lekker vakansiedag wat julle nou so 'n bietjie kan ontspan. So kom ons raak net so vir 'n wyle rustig ook by ons Vader. Vader God, dankie dat ons weet dat U soos die pa met die verlore seun is. Here, dat U altyd met die hande uitgestrek na ons vir ons wink en sê, my kinders, kom hier na my toe. Maak nie saak of jy droog gemaak het nie, maak nie saak of jy wat aangevang het nie. Onthou, ek het vir jou gesterf aan die kruis, ek is jou pa, ek kyk met sagtheid na jou. Kom na my toe, kom dat ek jou toevou en omhels hier teen my boesem. Here God, dankie dat U dit vir ons kom wys, dis vir U is. Here, onverstaanbaar vir ons mensies, dat U is die groote, almagtige skepper van die hemel en die aarde, daardie sagtheid het teenoor ons. Dankie daarvoor, Vader. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, dan gaan ons aan hier so in Hebreërs. Dit is nou interessant asof die Hebreërskrywer hom so 'n bietjie onderbreek. Hy kom praat hier so by Abraham, maar net so hier so by voorvers 11, dan sê hy natuurlik nou wat ons vir mekaar gelees het, praat hy nou oor Abraham, en sê hy, omdat hy geglo het, het hy in die beloofde land gaan woon, vreemdeling in 'n vreemde land. Nou, baie interessant, ons gaan nou weer daaroor ietsie sê. 'n vreemdeling in 'n vreemde land. In tente het hy daar gewoon, en so ook Isak en Jakob wat saam met hulle om erfgename van dieselfde belofte was, want hy het uitgesien na die stad wat vaste fondamente het en waarvan God self die ontwerper en houer is. En ons vir mekaar gesê, hy wys eintlik al vooruit na 'n ander land toe, né? Dan het ons so aangelees en gesê, omdat Abraham geglo het, het hy hoewel Sara onvrugbaar was en hy al te oud was, krag ontvang om 'n kind te verwek, omdat hy God wat het beloof het, getrou geag het. En dan kom ons hierso, vriende, by vers 13. Terwyl hulle steeds geglo het, dis nou al hierdie ouens wat geglo het, die geloofshelde amper, terwyl hulle steeds geglo het al hierdie mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is. Dit is die beloofde land, Maar hulle het dit uit die verte gesien en daaroor gejuig en hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. So hulle die hemelse vaderland het hulle gesien uit die verte uit. Mense wat so praat, gee daarmee duidelik te kenne dat hulle op soek is na 'n vaderland. As hulle terugverlang het na daardie land waaruit hulle weggetrek het, sou hulle die geleentheid gehad het om daarheen terug te gaan, maar hulle het na 'n beter vaderland verlang. Daarom is God nie skaam om hulle God genoem te word nie. Trouwens, hy het vir hulle 'n stad gereed gemaak. Nou, vriende, daarom kom sê hy, hier op aarde is ons slegs vreemdelinge en bywoners. Hoekom? Want ons is op pad na 'n ander vaderland. Vriende, ek en jy net 'n vreemdeling en 'n bywoner is. Die Engelse sê so mooi 'n sojourner, né? Is eintlik amper al 'n alien hier op aarde. As jy 'n vreemdeling is, beteken jy behoort nie. Jy kom eintlik van 'n ander plek af. So, anders ek en jy gaan toer in Amerika, dan is ons eintlik 'n vreemdeling in Amerika, né? Ons is eintlik 'n toerist in Amerika. Ons is net tydelik daar. So ons geniet die tydjies daar so. Dis beautiful. Ons gaan neem foto's, of ons gaan miskien Ierland toe, ons gaan miskien Australië toe of Nieu-Seeland toe of waar ook al, of Indië toe. So, wat is jy in daai land? Daai land is jy 'n vreemdeling, né? Jy's eintlik net 'n ou rukkie daar, en as jy so al bly jy 'n maand of 2 of selfs 'n jaar, bly jy maar 'n bywoner daar. Jy's nie regtig 'n uit die aard van die saak 'n inwoner daar nie, né? En nou kom sê hierdie gedeelte, kom praat, onthou weer die konteks, kom praat die Hebreërskrywer met hierdie mense wat vervolg word, wat moedeloos is, liewe vriende, wat absoluut 'n swaar kry ervaring, kom sê hy vir hulle, hoor hierso, onthou, julle is net vreemdelinge vir 'n tydjie op hierdie aarde. Julle is bywoners hierso. Eintlik verlang ons almal na die Vader se vaderland, as ons dit so kan sê, na die hemel, né? En daar moet ek en jy ook besef, terwyl ons vreemdeling is, ons is nie op hierdie aarde vasgepien nie, ek en jy is net tydelik, moet ons God verteenwoordig op hierdie land. So wanneer ek en jy Australië toe gaan, Nieu-Seeland toe gaan, Amerika toe gaan, wat doen ons? Ons verteenwoordig Suid-Afrika daar, want ons is
Afrikaners, né? As 'n Amerikaner Suid-Afrika kom toe, dan verteenwoordig hulle Amerika, want as ek en jy droog maak of hulle droog maak, sê jy, kyk hoe lyk hy Suid-Afrikaners. Kyk wat se nonsens van hulle of Amerikaners. Kyk hoe lyk hulle. Kyk wat van hulle. Nee, wraggies, dis nou net Amerikaners, né? So jy's net 'n vreemdeling in daai land. Jy behoort nie in daai land nie. Jy's net tydelik daar. En nou kom sê hierdie Hebreërskrywer vir hierdie klompie mense vir wie hy hierdie Hebreër brief skryf, kom sê hy, onthou, julle is net 'n rukkie hierso. Julle is net 'n klein rukkie hierso. Onthou dat jy vreemdeling is. Onthou dat jy 'n bywoner is. Ons is eintlik op pad na 'n ander vaderland toe. En tree julle dan so op daar waar julle is, dat julle die Here Jesus se beeld uitdra daar waar julle ook al is, kom sê hy vir hulle, né? En natuurlik vir jou en vir my ook. Dit is hoekom ons geskep is, om God te verteenwoordig. Dat sy beeld geskep om hom te verteenwoordig. Mag jy God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy nabyheid ervaar.